gemeente, dit is so lekker om aanlyn saam met julle vandag te kan kuier. Ek hoop jy het lekker Kersfees gevier en dat jy die tyd saam met jou vriende en familie geniet het. Dit voel soos gister, wel, Dit was gister gewees. wat ons nog almal in die winkel was vir die laaste geskenke. Mind you, die oggend van die 24ste raak ek wakker en ek besef met 'n skok dat ek een van die menigte kinders se Kerspresente vergeet het. Ek was nog die 24ste in die winkel vir Christmas shopping. En my vrou is in 'n gejaag uit die huis uit. Ek is met die 2 kinders en ons het koekies wat ons moet versier, baie koekies wat ons moet versier en dit is Barbie speel en 'n trampoline en dit was lekker gewees. En toe kry jy 'n moe vrou by die huis daai dag. Dit is Wie wil fantasties. in die winkel wees op die 24ste? En needless to say, nee, na al die Magdom koekies wat hier versier is, al my moeite is ek nog uitgehaal oor my kreatiwiteit ook. Ja, want ek en die kinders het spectacular koekies gemaak. Also ek wil nie weer koekies sien nie. So, hoe lyk die jaar 2024 as jy so terugflits moet hê, as jy vir jouself 'n review moet gee oor jou jaar? Ek weet ons as span sal weekliks of elke nou en dan terugkyk oor die week, terugkyk na 'n event en dan kyk ons wat het gewerk, wat het nie gewerk nie. As jy moet terugkyk oor 2024, wat onthou jy? Ek onthou in 2023 het 'n vriend vir my gesê 2024 gaan die jaar van veranderinge wees. En hy was so opgewonde daaroor, terwyl ek aan die ander kant was nie so opgewonde oor die jaar wat voorgelê het nie. Kan ons net gou dit ek nog al uithaal? Praat. Why? Jy het 3 maande vakansie gehad. Wat Wel, jy voorlê? Daai tyd het dit nog nie ingesink nie. So, hoe voel jy oor dit wat was, dit wat verby is? Kan jy nog onthou wat alles in hierdie jaar gebeur het? Toe ons moes voorberei vir vandag, was dit so moeilik. Ek kan nie onthou wat alles gebeur het nie. Wat was vir jou lekker? Wat was hartseer? Wat wou jy bereik het? Het jy dit bereik? En aan die einde van 2023 het ons almal seker ergens 'n papiertjie gehad met alles wat jy wil bereik. Of 'n selfoon? Of is dit deesdae mos alles op 'n selfoon? Elke kind wil nie meer in 'n huiswerkboekie 'n huiswerk skryf nie, dis net die selfoon. So, het jy dit bereik? Ons het altyd, as mense vir ons sien in die kerk, daar's altyd 'n family gathering by die Van Eysens. Daar's 'n Van Eysens tafel in die kerk. So ons het, needless to say, Kerstyd is 'n groot Van Eysen gathering. So 2023 by ons Van Eysen gathering is ek soos gewoonlik alweer verveeld. Vakansie was al klaar te lank, my baie vakansie wat ek kry. En ek het besluit toe maar ek gaan na my skoonsussie weer insleep op 'n nuwe ding wat ons gaan aanpak hierdie jaar. En we did, we went, we conquered. En toe ons nou aan die einde van hierdie jaar weer ons gathering het, toe is ek nou al weer verveeld. En nou het ek 'n skoonsussie op die krikelys. So ek weet nou nie hoe lank dit gaan vat voor sy nou weer by is nie. Daar's altyd iets soos die Paralimpiese spele. Jy weet? Maar dit het so met my nuwe partner ingesleep en reg gekry vir die jaar wat voorlê. So watch this space. Maar wat was jou doelwitte gewees? Was dit dalk om die corporate ladder te klim by die werk? Was dit dalk om meer te oefen? Ek weet nie hoekom as dit neergeskryf het of jy moet minder koffie drink, maar was dit dalk om minder koffie te drink? My skoonma. So, en dan as ons terugkyk na al hierdie goed, dan het alles nie dalk gerealiseer nie. En daar was dalk groot klippe op jou pad en dinge het nie uitgedraai soos wat jy dit wou hê nie. So, as ons dan nou 'n klein bietjie dieper delf na ons, jou persoonlike groei en ontwikkeling van 2024, hoe dit gelyk. Ons was die 23ste by my ouers, ons het gaan braai en my pa kry toe 'n splinter in sy vinger nadat hy die hout gekap het.
en hy vra vir my, kan ek asseblief vir hom help daarmee? En soos ek op pad is om nou 'n tweezer en 'n naald te gaan haal, skree hy agter my aan. Hy het vir my 'n vergrootglas ook, indien ek sou sukkel om te sien. Ek dra ook eintlik bril. En dit laat my toe nou dink, hoe gaan jou lewe lyk? Of hoe lyk jou prentjie as jy 'n vergrootglas oor jou eie lewe moet hou? Ek stel nooit offisieel vir my 'n nuwejaarsvoorneme nie. Ek hou nie van die woord nie. Ek hou daarvan om goed te bereik, maar as ek nou dit moet sit onder die opskrifie nuwejaarsvoorneme, dan ek voel net asof ek altyd faal. Dis hoe dit voel. Dit gaan net nooit gebeur nie. Maar as ek dit meer sien as 'n journey waarop ek gaan, 'n doelwit, dit voel net 'n bietjie sagter, makliker, lekkerder, en dan, if it didn't work, I did it failed, let's try again. Soos my buurvrou sal sê, 2025 for the win. We try again. We try again. En een van my gunsteling stories in die Bybel, dis 'n storie waarna ek baie verwys, dis 'n verhaal wat ek al baie gaan lees het, want daar is so baie rykdom in hierdie verhaal, en dit is die storie van Josef. Nou ek weet in die sonnaskool leer ons van Josef en sy mooi jas wat hy aan het, maar daai jas het so baie meer betekenis as net 'n kledingstuk. Ek meen, ek en jy raak nie noodwendig opgewonde as ons 'n jas kry nie. Dis 'n jas. Wat beteken dit? Maar vir Josef en vir sy broers het daai jas baie betekenis gehad. Want die ander broers het nie 'n jas gekry nie. Josef was sy pa se mees geliefde seun gewees. En mens kom dit agter in hierdie verhaal. En mens voel die jaloesie van die broers in hierdie verhaal. Nou Josef was ook 'n man wat hy het baie gedroom. Nie dagdroom nie. Hy het gedroom in sy slaap en God het met hom gepraat in sy drome. En hierdie drome het hom ook op 'n dag in die sop laat beland. So nou wat Josef se storie so spesiaal maak vir my, is sy vermoë hoe hy aangehou het deur elke terugslag, elke struikelblok wat na sy kant toe gekom het hy net aangehou. Hy het vorentoe beweeg. Ek meen, hy het moontlik planne gehad, soos 2023, hy het dalk op papier geskryf, op 'n klip geskryf. Dit is my planne vir hierdie jaar. Ek wil meer connect met my broers, en hulle wil nie noodwendig met hom connect nie, en sy planne het heeltemal platgeval. Want hy stap hy in die veld in, op pad na sy broers toe, hy wil hulle gaan roep, hy wil hulle gaan soek en seker maak, hulle is veilig. En wat gebeur? Hulle gooi hom in 'n put. En hulle wil hom eintlik doodmaak, maar hulle maak hom toe nou nie dood nie, hulle verkoop hom as 'n slaaf. En van daar is hy Egipte toe, en hy word Potifar se slaaf, en hy werk in hierdie huis, en net toe dit lyk asof alles begin normaliseer, word hy uitgevang saam met Potifar se vrou, en hy word weer eens in die tronk gegooi, in 'n donker gat. En dit is verskriklik. En na elke geleentheid het Josef nie gaan plat lê nie. Josef het opgestaan en hy het aanbeweeg. Josef het dit glad nie maklik gehad nie. Hy het 'n moeilike paar jaar agter sy rug gehad. As mens na sy storie luister, kan ek net dink hoe baie hy die vraag moes gevra het en gewonder het, hoekom Here? Wanneer gaan my storie draai? Wanneer gaan daar met skielik ek onderbreek en Ja. baie lelik, maar dit ons is 'n generasie van instant gratification. Ons wil dinge nou hê. En ons fokus nou op baie goed in Josef se storie, maar ek dink dit is ook tog so belangrik om net gou stil te staan. Jare. Dit was jare gewees, dit was nie net 'n jaar, alles is weer goed. Dit was jare wat hy gestruggle het. En hy het nie dat dit hom onderkry nie.
Dit was nie net 'n vinnige obstakel wat hy moes oorkom nie, dit was 'n lang tyd. Ja, ek meen, ons sit nou met 'n kwessie en ons vra, Here, wanneer gaan dit regkom? Nadat ons net dalk vir 'n uur lank met die internet gesukkel het en ons wil net hê dit moet regkom want ons wil dit nou hê. Ons wil nou by McDonald's inry en nou ons kos kry. Ons wil nie wag vir daai bout in die oond nie. Nee. Ons wil hom nou hê. Maar Josef wys dit nie vir ons nie. Dit is asof hy net aangehou het. Asof hy net vertrou het in God. Met elke terugslag staan hy weer op en hy hou aan met sy lewe. Josef het nie die hele tyd teruggekyk nie. Hy het nie die hele tyd in die verlede vasgehou nie. Die verlede was nie 'n kruk vir Josef gewees nie. Hy kon so maklik vasgevang geword het in sy verlede. Jy weet, dit wat elke keer skeef geloop het. Met die eerste keer toe sy broers hom in 'n put gegooi het en hulle hom wou doodgemaak het, kon sy hart verbitterd geword het. Hy kon in woede gereageer het. Hy kon sy rug op hulle gedraai het. Hy kon net daar vir homself afgeskakel het, sy emosies afgeskakel het. Hierdie is nie my familie nie. Hoe maklik doen ons nie so iets nie? Skryf mense af, draai ons rug, dit raak nou te moeilik. Ek is nie lus om die deur te gaan nie, ek is nie lus om te beklei om die lekker aan die einde te kry nie. Let's just gooi ons hande in die lug en dis nou klaar. Ja, en in dit verblind jy jou oë vir die plan wat God dalk vir jou lewe gehad het. Ek meen, Josef stap vorentoe. God praat met hom in 'n droom terwyl hy stap gebeur en Josef hou aan om te vertrou dat hierdie droom gaan realiseer. Josef kon so maklik vasgevang geraak het in sy verlede met alles dit wat skeef geloop het. Van die eerste keer toe sy broers hom in die put gegooi het. Ek meen, wie se broer gooi hom in die put en wil hom doodmaak? Natuurlik gaan jy jou rug omdraai. Natuurlik gaan jy 'n haat begin kweek teenoor jou broer. Natuurlik gaan jou hart verbitterd word en jy gaan jouself wil begin beskerm. Hy kon verblind geraak het in dit alles vir die pad en die droom wat God vir hom beplan het. Ek meen, hy kon so maklik net moed opgegee het, net oorgegee. Maar hy het nie. Nadat hy in die tronk gegooi is deur Potifar se vrou, kon hy weer eens in dieselfde gat geval het, in dieselfde emosies, in dieselfde selfbejammering, in dieselfde opgee, in dieselfde verbitterheid en haat en sy rug op God gedraai het. Nou ek is seker daarvan, hy het ook sy afdae gehad, net soos ek en jy. Maar die een konstante wat hy reg deur sy lewe vir ons wys, en sy lewensverhaal wat uitstaan, is sy verhouding met God. En ons sien dit in sy dag tot dag, en ons sien dit, hoe God met hom praat in sy drome. God praat nie dalk vandag so duidelik met ons drome nie, maar as ek baie keer ietsie soek anders as om iets in die Bybel te gaan lees, dan hou ek nogal van die een skrywer op Instagram en ons tema vir vandag is terugkyk en struikelblokke en goedjies wat dalk nie lekker gewerk het en uitgedraai soos ons wou nie. En toe kry ek die volgende en dit is so interessant, want het gaan oor messiness en as daar nou een ding is wat ek nie kan hanteer nie, Is ons huis. Ons huis. Maar as ek nou hier gaan lees, dan gaan mens nou eintlik 'n bietjie vir my ook, julle kan maar almal vir my ook lag, want ons huis is die heeltyd in mekaar en dit gaan daaroor, dit is die mooi, daar's mooi en messiness, messiness van die lewe, messiness van omstandighede, dat dinge nie regwerk nie. Ek hardop nou die ding vooruit. Life does not always go in a straight line. Things get messy and tangled, and our paths twist and turn in many directions. The right things happen at the wrong time, and opportunities pass us by. Some things happen that we just cannot understand, no matter how badly we want an answer. And some things that we wish would happen just never do. Life can be a little messy, but that does not mean that it cannot be wonderful too. Because even in the messiness, and even in the mistakes and missed chances,
Even in the midst of not knowing what to do or where to turn, there are so many beautiful moments. There is still love and joy, and light and hope. There is still laughter and kindness. So maybe life is messy, but maybe it doesn't need to be anything else. Maybe it's in all of the messiness that we can see all of the things that matter most of all. Josef se storie eindig nie noodwendig soos wat ek en jy so gedink het dit eindig nie. Ja, ek sou gedink het dit eindig nogals donker. Josef alleen met sy emosies, verharde hart, niemand rondom hom nie, almal het hom teleurgestel. Maar dit eindig nie so nie. Josef het absoluut niks teen sy familie gehou nie. Hy het nie sy rug op hulle gedra nie. Die oomblik toe hy hulle sien, toe was hy bly gewees. Ek dink hy het begin huil toe hy sy broers gesien het. En as gevolg van Josef se reaksie, as gevolg van Josef se vorentoe stap en nie vashou aan die verlede nie, is hy herenig met sy gesin. Dit is hoe hulle storie eindig. En dit is 'n verskriklike mooi storie. Ons storie is nie dalk vandag daar nie. Jy weet, dalk is jou storie hier in 2024 nie maanskyn en rose nie. Dit klink donker, soos wat Josef se storie op 'n stadium was. Maar die lig en die hoop is dat ons deur dit nie alleen is nie. Ons kry dalk nie cool drome soos wat Josef gekry het. God praat dalk nie in 'n harde stem met jou nie. God skuif nie net vir jou rond en wys vir jou wat om te doen en wat om te besluit nie. Josef se verhaal is vir ons die hoop om vas te hou en aan te hou glo dat God altyd by jou is. Dat God die lig sal bring. So, wanneer jy nou hier op die ou jaar vir 2024 vaarwel gaan toeroep, doen dit letterlik. Let it go en beweeg vorentoe. Ja, ons kan nie die hele tyd vashou aan die verlede nie. Ons moet vorentoe beweeg. Embrace the new, jy weet, en sien hierdie tyd en die journey vir jou as nog 'n kans. Ons kan weer probeer. God het genade met elkeen van ons. Hy het sy seun gestuur. Daar's mense wat steeds hulle rug op hom gedraai het. Hy het genade vir daai mense ook gehad. Maar ek en jy moet genade vir onsself ook hê. Ek weet van so baie ouers, dit is so moeilik om genade vir jouself te hê, want jy wil dit en jy wil dat, maar jy kom nie daarby uit nie. En aan die einde van die dag, dan voel jy eintlik net so sleg. Maar weet jy wat? Jou kinders het genade vir jou, God het genade vir jou man, jou vrou het genade vir jou. Jy moet vir jouself ook net so bietjie genade gee. So mors op, dit is okay, staan weer op, maak skoon en probeer weer. En ons sê weer, 2025 for the win. hoop julle het 'n baie lekker dag en 'n geseënde nuwe jaar.